Here gee my 'n woord met die tema, is jy gereed? Nou ek wil hom eintlik bietjie verander. Is jy gereed en gereed? Sê vir die een langs jou, is jy gereed en gereed? Gereed en gereed. Amen. Die woord van Here sê Matteus 25 vers 1 tot 13, ek gaan dit vir julle lees, vir baie is dit 'n welbekende gedeelte, vir ander is dit dalk die eerste keer wat hulle dit gaan hoor. So kom ons lees dit ter wille van almal. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie, maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en hy slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daai maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daai genoeg vir ons wees en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Nou, in hierdie geval is dit vir my belangrik om die ou vertaling te lees. Ek haal graag in die laaste tyd bietjie nuwe vertaling hier en daar aan, terwille van mense wat se Afrikaans nie altyd meer so skerp is nie. Ons nuwe geslag verstaan nie meer al die hogere woorde nie. Hulle like alles en okay en sharp en al sulke snaakse goeters. Waar almal se taal is nie meer op standaard nie, maar dan sit nogal lekker om die nuwe vertaling te lees. Dit help. Maar die nuwe vertaling praat van daar was 10 meisies. In vandag se dae wil ek vir jou sê 10 meisies beteken glad nie meer 10 maagde nie. Die tyd waarin ons leef het afvallig geword. En of ons dit wil erken of nie, ek dank God vir die meisies wat nog steeds selfrespek het en hulle self bewaar. Dieselfde as die seuns wat hulle self kan bewaar. Mag God hulle seën met 'n dubbele maat. Maar ek wil hê jy moet vanmôre weet, terwyl die woord van die Here praat oor hierdie gedeelte, sien ons dat hierdie maagd het self gereed gekry, die lampies was reg, almal se lampies het gebrand. Maar omdat die tyd bietjie lank geword het die lampies so bietjie begin al die olie wat daar is uitgebruik. En dit het gemaak dat hulle dit weer moes optop en 5 van hulle het ekstra olie saamgevat sodat hulle geweet het ons kan hou in die moeilike tye. En die ander het gesê, ag, is nie nodig nie, dit sal reg wees. En toe raak hulle aan die slaap. En toe skielik hoor hier geroep, hey, wakker word, die bruidegom kom, gaan hom tegemoet. Toe het hulle nie hulle olie by hulle nie, toe is hulle nie gereed nie. En toe hulle nie gereed is nie, moes hulle gaan om hulle voor te berei vir dit wat hulle voorbereid moes wees. Sê net, hulle moet saam my, wat moet hulle wees? Voorbereid. Sê saam my, voorbereid. Hulle moes voorbereid wees, maar op die einde van die dag toe is hulle nie voorbereid nie. Toe kom hulle daar aan op die einde en klop en sê, hier meneer, Heer, ons is hier. Hy sê, nee, gaan weg, ek ken julle nie. Julle het 'n geleentheid gehad, julle het nie geluister nie. Nou ek wil gou vir julle sê, kom ons vat dit na 'n besigheidsaspek toe. Daar's 'n spreekwoord wat sê, the early bird catches a worm. Ken julle hom? Daar's 'n ding in besigheid wat jy sal verstaan, dat groot besigheidsmanne sê jy verstaan, jy het baie keer net een kans, daar's nie 'n tweede kans nie. As jy jou eerste keer gereed was en reg was dit 'n sukses. Maar as jy brouwerk gedoen het en dink jy gaan voorberei en terugkom, dan gaan dit val. Jy sal nie 'n transaksie kan sluit nie. Is dit so? Sal mense wat die tipe goed ken? Dankie Here vir die 3 of 4. Nou, ek wil vir julle vanmôre sê dat in die lewe moet ons gereed wees en ons moet gereed wees. Daar's 'n tyd wat jy moet gereed wees vir jouself,
wat jy jouself aan die lewe moet kan hou, deur te weet dat ek het Jesus aangeneem. En dit is die eerste stap van gereed. Is jy gereed? Het jy Jesus aangeneem? Dat as hy kom, dat jy kan saamgaan. Het jy Jesus aangeneem? Dis die eerste gereed wat ek net so vinnig oor wil praat. Maar ek glo ek praat reeds met geredde mense, ek praat reeds met kinders van die Here, en daarom gaan ek nie lank daarop stil staan nie. Daai eerste gereed is, het ek Jesus aangeneem? As jy nog nie Jesus aangeneem het nie, wil ek jou nooi iets for free, slegs vanoggend, 100% afslag, na die diens, kom sien een van my pastore, ons gaan jou niks charge nie, ons wil saam jou bid en jy kan die Here aanneem verniet. Dis slegs vandag. Môre vra ons jou dalk geld. So, kom, neem Jesus aan, dis die eerste wegspring van alles. Dan kom ons by die tweede een. Is jy gereed, as jy Jesus aangeneem, wie het Jesus aangeneem? Steek gou so 'n bietjie op. Nou, wie van julle, kom ons sak weer, wie van julle wil iets vir die Here beteken? Amper almal, net hierdie klomp is bietjie moeg. Kom ons kyk weer, wie van ons wil iets vir die Here beteken? Daar so 'n paar van hulle by. Hey, moeg, maar ons sal. Ek het altyd gesê, ek is baie fliks, ek raak net gou moeg. So ek verstaan dit. Nou, wat gebeur is, as ek vir die Here iets wil beteken, dan beteken dit, ek moet gereed wees. Amen? As ek nie gereed is nie, hoe gaan ek vir God iets beteken? As jy nou by Spar instap, en daar's iemand wat na jou toe kom, en jy sien skielik, hoor jy my, hier's nou 'n behoefte, ek praat nie van geldelike behoefte, ek praat van emosionele of geestelike behoefte, en jy's nie gereed nie, jy het dit nie genoeg in jouself nie, hoe gaan jy vir hulle gee? Dis hoe jy gereed moet wees. As jy 'n kind van God is, gevul deur die Heilige Gees, soos ons gedoen het laas Sondag, het ek vir die voorbeelde gemaak, en ek gaan dit graag weer doen, en tannies wat moet opvee en skoonmaak, moet nie nou kwaad word nie, het gaan lekker raak. En ek het hier gesê, die kerk kom, en hy vat hierdie ouens, en hy sê, julle is pragtig, hy druk hulle in die water met 2 doppe, en hy vee hulle af, en hy lyk pragtig, maar nou moet hulle iets gee, nou is daar niks. Nou kom ek in Spar, ek's 'n kind van die Here, ek wil vir God iets beteken, en hulle squeeze my, maar hier kom niks uit nie, hier kom net lig uit, so hulle suig ligbubbels. Wat beteken hulle kry niks, woorde in die lig wat niks beteken nie. Ken jy die spreekwoord wat daaroor gaan? Woorde in die lig wat eintlik niks beteken nie. Of ek kom op 'n plek wat ek so vol is van die Heilige Gees, dat wanneer hulle my druk, dan loop dit oor. Dan sit 'n joy unspeakable and full of glory, en dis water vir daar waar dors is. Amen. As ons nie hierdie saak verstaan nie, wil ek vir u sê, dan verstaan jy nie die godheid en die plan van God nie. God het jou geroep vir 'n doel en nie vir 'n stoel nie. Hy het jou nie geroep dat jy op boude moet heel te sit en fout vind met die wat iets doen nie. Hy het jou geroep om bietjie jou handjies vuil te maak. Okay, sê dit. Kom ons sê weer. Amen. Amen. Sê gou vir een langs jy het my geroep. Ons gaan nou nie by sê, ek hoor nog nie so goed nie, maar ek gaan begin luister na volgende. Ek wil vir jou vra, is jy gereed? Is jy gereed om te bedien wanneer die behoefte daar is? As iemand jou skielik gaan sien en hy sê vir jou, ek het regtig nou behoefte, ek weet nie wat om te maak nie, my kinders sit in hierdie situasie, en jy staan daar en nee, ek sou 'n bietjie gaan bid daaroor, gee my 'n week, ek kom terug na jou toe. En dan gaan jy, en dan begin jy Bybel lees, en dan begin jy by Genesis, by Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomie, ag Here help my. Dan is jy in 'n toestand, en jy maak daai ou ook in 'n toestand, en daarna kou julle saam polse. En weet jy wat, op die einde van die dag, omdat jy nie gereed was nie, gaan hulle onder, en jy gaan onder. Maar wanneer jy so vol van die Here is, jy lees die woord van die Here, en jy het gekom by die storie, en die verhale van my Jesus, jy sien wat hy kan doen, wat hy doen vir ander, kan hy doen vir jou. Jy het gesien hoe hy Lazarus uit die dood opwek, jy het gesien hoe hy siekes gesond maak, jy het gesien hoe hy blindes siende maak, jy het gesien hoe die profete gaan in die Ou Testament, en die olie en die meel het meer geword. Jy het gesien hoe God goed vermeerder, jy het gesien van die broodjies en die visies, wil ek vir jou sê, dan is jy gereed om te antwoord. Al is die behoefte wat sê, nee, kom ek vertel jou 'n storieetjie.
Daar was lang terug ook al die behoefte van jou. Hy is al 2000 jaar oud, jou behoefte. Kom ek vertel gou vir jou die antwoord. En dan kan daai woord van God wat kragtig is, wat lewendig is, uit jou uitwerk. En hulle kan daar waar dors is, kan daar water kom. Want water bring lewe. Maar dis al hierdie leefwoorde, is papnat van buite en is 'n waterbottel en die kerk lyk mooi, maar jy kan hom squeeze soos jy wil, hier kom niks uit nie. Skud hom, daar kom niks uit nie. Jy suig aan hom en daar kom niks uit nie. Jy lek aan hom, daar kom niks uit nie. Dis hoe predikers sukkel met kerksmense. Jy lek en smeek en skud hulle en daar kom nog steeds niks uit nie. Weet jy hoekom? Hulle is nie geesvervuld nie, anders kom dit spontaan uit. Ek hoef nie hierdie bottel te druk nie, ek hoef nie te suig aan hom nie, ek hoef nie te skud nie, dit kom net spontaan uit. Maar jy moet eers deur die Gees vervul word. Jy moet eers gereed wees. Here, ek wil vir iets beteken. Waarmee maak jy hierdie bottel vol? Die Gees van God, die woord van God, deur gebed. Ag, ek is nou 'n bietjie moeg. Ek gaan nie nou bid nie. Ek het nie nou tyd vir bid nie. Ons is Sondag weer bid. Die diens is in elk geval lank, kan bid ek maar so tussendeur. Mense het al vir my gesê, nee, ek bid so in die diens. So of jy bid of jy luister na my, maar ek kan nou vir jou sê, jy doen nie albei nie, en jy doen nie een van hulle reg nie, want anders sit jy nie in jou probleme nie. Ek vra jy vanmôre, wanneer jy deur die Gees van God gevul word deur die woord van God, en deur te bid, gaan jy hê om te kan gee wanneer die behoefte daar is. Die kerk, die Here het met my gepraat oor die kerk, spesifiek hierdie jaar en die tyd wat voor lê. Het die Here vir my gesê, gaan sê vir die kerk om homself gereed te kry, die behoefte gaan so groot word, mense gaan hardloop na kinders van God toe, wat vir hulle iets kan gee. Nou ek sê nou vir jou, ek weet nie, vandag sê daar kry jy snaakse mense, enigiets is moontlik. Maar as ek nou by die bottel kom, en ek het hom nou die eerste keer opgetel en hier's niks. Ek kan nie myself sien dat ek die gewoonte het om hom nog 5 keer te gaan optel nie. Na 1 keer wat hy vir my niks gee nie, dan gooi ek hom neer of ek gooi hom weg. Praat ek die waarheid of wie van julle gaan nou aansuig om te kyk of hy nie later water gemaak het nie? Dis jou kinders van die Here is, as niemand niks by jou kry nie, gaan nie weer na jou toe kom om iets by jou te kry nie. Maar oor weinig is jy getrou, oor vele stel ek jou aan. Oor weinig is jy getrou, oor vele stel ek jou aan, sê die woord. As jy gevul is en jy kan gee, sal mense na jou toe kom om nog te kry. Baie mense sê vir my, ja, maar ek het 'n bediening, ek moet vir die Here iets doen. Dan sê ek, ja, maar jy doen dit mos oral waar jy kom. As mense in jou samelewing om jou nie by jou kom haal, wat die Here vir jou doen nie, en wat die Here deur jou vir hulle wil doen nie, beteken dit, jy is leeg, jy's 'n bottel, en is 'n waterbottel, jy het dalk die label op, en jy sê jy's in daai kerk, maar jy het niks binnekant nie. Die Here praat met my oor iets interessants, ek wees om te bid. En die Here sê, toe hy vir my die tema gee, is jy gereed? En jy moet gereed wees. Begin die Here met my praat, ek sê, Here, ons sit so, en ek's besig om voor te berei, ek was hoeka besig om voor te berei vir 'n diens. En ek's besig om voor te berei, en die Here sê vir my, waarvoor berei jy voor? Ek's besig vir die diens, ek meen, vroeër jare, kyk, daai ou man het vir jou gesê, my broer, ek sluit myself toe van Vrydag aand af. Dan is ek in daai kamer voor God, sodat ek Sondagmôre vir julle kan woord bring. Sê ek, oom, is baie goed. Ek hou nie so baie van alleen wees nie. Ek sluit myself ook ergens toe, maar ek sluit eintlik nie toe nie, ek maak sommer net die deur toe. En wanneer ek Sondag voor die kansel staan, bring ek ook vir jou niks anders as die woord van God nie. Ek het nie nodig om op 'n Vrydag nag en 'n Saterdag God te ontmoet, sodat ek Sondag vir jou woord kan gee nie. Ek het God al ontmoet van Sondag tot Sondag tot Sondag. Hy is reeds in my. Die kerk het hulle self eintlik wou aanstel deur te vertel hoe diep hy gaan word in hierdie rukkie. Hoe ek's op vasting en afsondering, my broer. Weet jy wat, jy sit my af, man. Want weet jy wat?
Into thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hy sê, want as dit deur die werke is, dan is dit nie deur die genade nie. Daardeur sê ek nie, hoor jy, hou jy besig met klomp nonsens en dink jy gaan Sondag hier preek nie. Stellig nie. Maar ek bly in kontak met God. Ek het nie nodig om Saterdag in kontak met God te kom nie. Ek is nou in kontak met God. Ek het menigmal terwyl ek bedien, gee die Here my woord vir volgende Sondag. Menigmal terwyl ek hier sit en die musiek speel, ons aanbid, dan sê die Here vir my woord, dan vat ek gou my foon en rekord ek dit, want ek kan nie so lekker onthou nie. Ek moet ook hier Salusa 45 try, wat is daai goed? Ek moet iets doen vir geheue en alles, as jy nou ouer raak. Nou ek wil nou vir jou sê, nou op einde van die dag wil ek vir jou sê dat wanneer jy vol van die Here is en jy wandel met God, kan jy enige oomblik 'n volk toespreek. My pastore, gelukkig is net van julle hier, maar die res sal hopelik luister. Dan vra ek hulle om te bedien. Nee, wag, onthou ek het ten minste 4-5 weke nodig. Van hulle kan jy bel op 99, hulle is altyd gereed, maar ek moet ook vir jou sê, dit maak 'n verskil as jy 'n tema preek bring, dit maak verskil as jy navorsing gaan doen, dit maak 'n verskil om jou deeglik voor te berei. Daarmee stry ek nie. Maar verbeel jou toe Paulus voor daai mense staan, sê, "Wow, gee my gou 'n kans, ek moet gou gaan afsonder. Ek sien julle oor 'n halfuur, staan net hier so, koning Agrippa, keiser, julle almal staan net hier. Hy gaan nou eers bietjie afsonder om by God uit te kom." Nee. Vol van die Heilige Gees het hy vir hulle gesê, daar staan geskrywe, en hy begin hulle die verhaal vertel. Want weet jy wat het gebeur, die dag toe hy Jesus aanneem, toe het hy vir 2 jaar tot 3 jaar, het hy op God gaan wag, en toe het hy begin bedien. Dat die tyd wanneer jy bedien, is daar nie altyd tyd vir jou om terug te draai en te gaan sê, ek gaan nou weer soek wat ek moet doen nie. Jy bedien onder die Heilige Gees. Ek berei ook voor, glo my, ek berei voor, so ek praat nou nie teen die pastoor nie, ek vat 'n voorbeeld. Ons is baie keer so, ek moet nie, maar weet jy wat, dis baie keer as gevolg van die gewoonte waaruit ons kom, van die pastoor het ons vertel, jy moet 'n week gaan wag of 2 weke wag. Nee, ek kan in 'n oomblik ingewing kry om vir jou te sê, so sê die Here. Ek staan by geleentheid in 'n diens, toe ek nog in die vorige kerk was, en nou is ek die môre daar ook opgewonde, altyd brandend en vurig vir die Here. Ons het daai tyd nog getuig, ons kon daai tyd die ouens nog toelaat om te getuig. Hulle het minne in ons gepraat, so ons het dit toegelaat. Ek het getuienisse by my moes stop, want die een ou staan op en vertel ons van sy Emmaus walk, en dan sê hy ergens, ek weet nie, hy het ergens heen gewalk en ons weet nie, hy het nooit teruggekom nie. En die ander ou vertel ons sy buurman se hondjie se storie, en die ene vertel van hulle hondjie wat kleintjies gekry het, en dis nie wat in die kerk moet gebeur nie. Die kerk is die plek van God se woord, waar God se woord moet uitgaan, wat God geëer moet word. Dit is nie 'n plek van ons praat nie. Skus. In elk geval, toe, daai tyd het ons nog getuig, en ek wil die môre ook met my brandende hart opstaan. My hart maak so vir die Here. En ek dog nog, ek gaan opstaan om te getuig, maar ek het nog nie opgestaan nie, hy het nog net so geklop. Die pastoor het gesê, hy maak so. Hy sê vir my, "Jacques, sit jy?" Ek sê, "Here, wat het ek fout gedoen?" Nou is ek onder sensuur, ek het nie eers geweet wat gaan aan nie, ek het nog niks gedoen nie. Sit jy, ok. Ander getuig, hulle praat, hulle gaan aan, 'n Sondagoggenddiens, En toe hulle klaar staan op, hy sê, "Jacques gaan vanmôre vir ons die woord bring." Ek sê, "Here, help my nou. Dis nou benoudheid." Hy sê, "Roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp." En weet jy wat sy woord kry ek? Is die Here komies of is hy komies? Nou moet jy weet, ek was nou nogal in 'n sterk tradisionele, wettiese, godsdienstige diens daai môre gewees. En weet jy wat gee die Here vir my? Galasiërs 2. Waar Paulus vir Petrus bestraf, omdat hy hom gevyns en skyn heilig hou, om saam met die Jode te gaan, terwyl hy eintlik 'n heiden is. Ek sê, Here, u morsin is vandag bietjie skerp. Maar ek staan op, en toe ek die woord oopmaak, sien ek hoe die Gees van God begin spontaan deur my werk. Want die woord is klaar geïnspireer.
en die Gees in my. Die woord van die Here sê, sit vir ons daai versie op. Hy sê dat die Heilige Gees, hy sê al weet julle wat om te bid nie, op daardie oomblik sal die Heilige Gees kom en hy sal deur julle bid. Hy gaan nou opkom, gee aan net 'n oomblik. Jesus het gesê, moenie julle bekommer oor wat julle moet sê nie, want dit sal julle op daardie oomblik gegee word. Amen. Maar al hoe dit kan gebeur is dat hy moet reeds in my wees. So ek moet gereed wees. Ek het gebid daai môre, ek het die Here se aangesig gesoek, maar nou wil ek julle nog 'n storieetjie vertel. Ek skinder nou eintlik van myself. Kan jy glo ons is ook so vol foute? Ek het een Vrydag aand moet ek diens hou met jong mense, baie lief vir jonges en ons is die jeugleiers, ek en my vrou, maar ek het 'n voldag gewerk. Sal dit nie glo nie, daai dorp het nie die bank gehad wat gesê het vir pastore nie. So ons kon nie geld trek as ek moes maar werk. En ons werk ook tot 5:00. Glo dit of nie. En ek was steeds betyds vir 6:00 se diens. My jette, ek het dit gemaak. En dit was in die week en op 'n Vrydag. Maar okay. Nou daag ek daarop, ek het nie kans gehad om te bid nie, ek kon nie stil raak nie, ek kon niks nie, maar die Here ken my hart. Heeldag praat ek maar met die Here want ek bly gereed. Nou kom ek by die diens. Nou pla hierdie oorlewering ding my van jy het nou nie gebid nie, jy het nie gaan afsonder nie. Wat gaan jy nou vir hierdie jong mense sê? Maar toe ek daar kom, sê ek, Here, U weet, hier's ek. Ek het opgedag, ek is gewillig. Ek het nie kans gehad om dit te doen, ek het gewerk. Maar Here, hier's ek. Weet jy, daai aand toe kom die Gees van God, hy werk so deur my. Die Here praat met hulle deur profeseë. Ons doen manifestasies, ons werk en die Gees van die Heilige Gees se werk spontaan deur daai aand. Is ons beste diens ooit. Daarna toe besef ek moet dalk minder kere so voorberei, ek moet dalk bietjie meer op die Here wag. Partykeer is jy so voorberei dat God se Gees nie kans kry om te kan werk nie, want jy het jou struktuur. En ongelukkig het kerke baie keer daai probleem. Hulle is so gestruktureerd en voorberei dat daar's nie plek vir die Heilige Gees werking nie, want dit gaan hulle programmetjies steur. Ek vra jou vanmôre, is jy gereed vir God se Gees om te werk wanneer hy wil, soos hy wil deur jou? Is jy gereed, het jy die Gees van die Here in jou, dat wanneer jy instap by 'n plek en jy sien daar's behoefte om vir iemand te kan bid? As ek nou vanmôre vir julle sê, hoorie, elkeen gaan nou vir die persoon in jou linkerkant 'n gebed doen. Ek kan sommer sien, die party mense skuif rond, hier's moeilikheid. Of ek sê vir jou, hoorie, jy gaan nou vir die een langs jou, gaan jy gou na Jesus toe lei. Die kerk gaan skarrel, want die kerk weet nie om dit te doen nie. As die kerk nie weet om dit te doen nie, hoe gaan ons die wêreld help? Ek vra jy vanmôre, is jy gereed en gereed? Dis een ding om Jesus aan te neem, en nou om in sy plan te kom. Dit is baie mooi, en dis van uiterste belang, om siele vir Jesus te wen. Maar dis van lewensbelang, dat jy jou eie siel ook moet regkry. Die woord van die Here sê, wat baat dit my? Jy kan daai vers opsit, wat baat dit my? Ek win die wêreld, maar my eie siel ly ek skade. Wat baat dit my ook? Ek wen almal om my, maar hier binne is daar niks. En hoekom ek dit vir julle sê, dat wanneer jy op 'n plek kom, dalk, hier was water en believe it or not, ek het nou opgedrink. Ergens was jy vol water. Maar daai water het soos die behoefte was, die waterlevel gesak. Die watervlak het gesak. En toe hy nou leeg is, dat hy homself bevind met niks nie, wil ek vir jou vra, nou kan hy niks meer gee nie. Nou wat gaan nou gebeur met die botteltjie? Waarvoor is hy nou goed as hy nou leeg is? Hy is nou ongelukkig goed om weggegooi te word, teensy ek hom opvul. Ek vra vanmôre vir jou, as jy vra, Here, ek wil nie weggegooi, ek wil nie kant toe geskei word nie, gebruik my. Is dit nie dalk vanmôre tyd om te sê, daai ou lied het gesê, here's my cup, Lord, I lift it up, Lord, come and quench this thirsty of my soul, bread of heaven, feed me till I want no more. Here's
Here's my cup, fill it up, and make me whole. Amen, kom ons gee Here eer. Vanmôre kan jy jou kap vir hom bring. Vanmôre kan jy sê, Here, hier is ek. God kan jou gereed kry. Dis tyd dat die kerk in aksie moet oorgaan. Dis tyd dat die kerk moet oorgaan in werking in woord en in daad. Die woord sal my niks baat as ek dit nie in daad kan uitvoer nie. Die kerk is ongelukkig baie lief, baie mense, nie almal nie, is lief om die teorie te hoor, maar die prakties wil hulle nie beoefen nie. Teorie beteken vir jou niks as jy nie die prakties kan uitvoer nie, want wat baat dit my jy dan die teorie gedoen? Ek kan vir jou sê op 'n YouTube video presies hoe speel jy golf. Ek kyk gereeld, dan stuur ek vir hom AP, sê ek vir hom, hey, so kyk voetjie wat maak hierdie manne. Ek kan vir jou alles sê wat jy moet doen, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan tot vir jou sê, jy moet jou kop afhou. Maar ek wil een ding vandag vir jou sê, as ek dit nie kan uitvoer nie, beteken dit niks. Weet jy wat gebeur wanneer jy nie woord by daad kan sit nie? Mense verloor hulle respek vir jou. Mense verloor hulle geloof in die kerk, omdat die kerk nie kan doen wat hulle predik nie. Is ek verkeerd, mense? As ek vanmôre verkeerd is, vra ek vergewe my en kom wys my net asseblief dat ek verkeerd is. Maar ek sê vanmôre vir jou, kerk van God, ons moet wakker word. Jesus gaan kom. Sy koms is so naby. En jy die twee gereedte wat jy moet wees. Gereed in jouself, en dan is daar 'n liedjie wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my God ontmoet. Ek wil vanmôre nie met leë hande gaan nie. By geleentheid toe ek by 'n kerkgroep aansluit, toe ek in bediening gaan, 17, 18 jaar terug, toe vra hulle vir my, wat is jou visie? Toe sê ek eerstens om hemel te maak, myself, en tweedens om soveel moontlik mense saam met te vat. Dis wat ek wil doen, en het loop gelyk daaraan. En dis wat ek vanmôre vir jou vra. As jy op 'n plek is en jy sê, Here, ek het U nou in my lewe, maar ek brand nou om mense saam met te vat, help my, wil ek vanmôre vir jou sê, lig vanmôre net jou kap en sê, Here, ek ontvang dit. Here, ek ontvang vanmôre. Here, ek ontvang vanmôre, soos 'n tregter, sien nie, lyk soos 'n tregter, myne lyk nou wel of hy 'n verstopping hier in die middel het, maar dis 'n tregter steeds. En soos ek so maak, ontvang ek die seën van die Here en dit vloei deur my. Vanmôre wil ek vir jou sê, die seën van God vloei deur jou. Op hierdie oomblik vloei die seën van God deur jou, sodat jy ander mense kan help. Daar's ander wat dors is, daar's ander wat honger is in die gees. Mense, jy kan nie almal se dors les met water nie. Jy kan nie almal se honger les met kos nie. Jy kan nie almal se vrae beantwoord met geld nie. Hulle het Jesus nodig. Ek sit by geleentheid in 'n kerk en hier sit 'n ou en hou ek hom so dop, nou sien ek klaar, hierdie man, hy gaan wag vir pastoor vir heel laaste. Nou check ek hierdie man so, nou dink ek, ag, waar's een van die bestuursraad om my te help, en hierdie man wag vir my. En in my opinie is dit glad nie vir gebed nie. Nou kyk ek hom so, en nou stap ek maar nader op die eind, want daar's nou niemand nie, het lyk soos die wegraping, en ek kom nou maar nader gestap. En toe ek so naby hom kom, toe begin ek nou al my hand in my sak druk om te voel, wat het ek hier binne? Nie goed wat klink, nie, maar iets wat dalk daarom nou 'n prentjie al op het. En nou voel ek hier so is iets, want dan weet ek, kyk as jy klink, dan vra hulle vir nog, maar as jy dan op papiergeldjie gee, dan los hulle jou meeste van die tyd. Skus, is die lewe daar buite. Nou hulle kom so uit, ek wil net so uithaal, ou sê vir my, pastoor, ek soek nie jou geld nie, hou jou geld. Heel wake up call, hè? Hy sê, ek soek nie jou geld nie, ek soek vanmôre gebed, ek het Jesus nodig. Woe, ek skaam my net daar tot bekering. Ek wil vir jou sê, daar's mense daar buite wat nie jou R5 of jou R10 soek nie. Hulle het Jesus nodig, hulle vra vir jou om vir hulle Jesus te gee. Ek loop gister al langs die strand, gou so vinnig, en 'n paar plekke, eers hier by seefront die bo, groet ek van die kindertjies wat my groet, en ek stap verder, en ek sien hier's 'n laaitjie wat so vir my waai, en die pa keer my en 'n groet, sê hulle is van, ek dink Swaziland of ergens, en dis vir my so spesiaal, en toe ek verder stap, toe sien van die kinders, hey pastoor Jacques, en die kinders groet my, en ek besef, Here,
daai kind het dalk my nou nodig om vir hom iets te sê. En baie keer dan as ek skaam, ek stap ons maar so. Ons kinders van hier stap ons so, ons bang ons het ergens suurstof gesteel. En die Here sê vir my, tel bietjie jou skouers op en kyk bietjie voor jou. Ek het jou geroep as 'n lig in die wêreld. 'n Lig wat net op die grond skyn, is net in die aand iets werd. Skyn bietjie jou lig, man. En op die einde van die dag gaan ek en ek stap en ek begin met hulle deel en die Here begin weer met my praat oor dat ek en jy vir iemand iets moet werd wees. Is dit 'n glimlag? Is dit 'n vriendelike groet? Is dit dalk om net te sê, hey, die Here is lief vir jou, hey? Ek vra vandag vir jou, wil jy vir God iets beteken? Is jy gevul? Dan gaan jy vir hom iets kan beteken. As jy nie gevul is nie, wil ek vanmôre vir jou vra. Ek gaan 'n gebed doen. Daar waar jy is, praat net met die Here saam met my Vader. Ek wil hierdie diens afsluit, maar vanmôre kan ek dit nie afsluit voordat ek nie seker maak dat leë kanne word gevul nie. Vanmôre is my gebed, Vader, dat U elkeen van ons van vooraf opnuut sal vul deur die Heilige Gees. Dat U vanmôre ons sal vul dat dit nie anders sal kan as om oor te loop van U nie. Wanneer daai bottel gestamp word, wanneer daai bottel gedruk word, wanneer daai bottel gesqueeze word, wanneer daai bottel enigsins net so 'n bietjie hanteer word, dan gaan water uitloop. En Here, so moet ons wees. Die oomblik as omstandighede ons wil druk, die oomblik as mense ons bietjie wil druk van weerskant en ons voel ons gaan deur persing. Here, die oomblik wat ons voel, hoor jy, die lewe skud ons rond, moet Jesus uitloop. Jesus moet uit ons uitkom, nie uitloop heeltemal nie. Nee, hy moet uitloop op hulle dat hulle besef, ons is vol van U. Ons is vol van U. Ons is vol van die heerlikheid van die Here. Here, iemand sê by geleentheid, jy moet so vol van die Here wees as die muskiet jou byt, moet hy wegvlieg en sing, I'll fly away, oh glory. Hy moet so vol wees van die Here. Ek bid so, Vader, dat ons so vol van U sal wees, dat die vyand nie aan ons gaan wil stamp nie, want as hy aan ons druk of stamp, moet hy weet die Here is in ons. Hy hou nie daarvan nie. Hy wil hê ons moet pity party hou, hy wil hê ons moet huil, ons moet moan. Here, maar wanneer ons om hy troefkaart gooi, en die oomblik wat hy begin druk en stamp, kom Jesus uit, dan los ons hom uit. Dan los ons hom uit. Vader, ek bid vanmôre vir elkeen wat behoefte het, elkeen wat in hierdie huis van U is vandag, en elkeen wat hierdie boodskap luister van die huise af, live, hoe ook al, Vader, wil ek bid, dat U ons sal vul met die Heilige Gees, dat ons eerstens sal gereed wees deur Jesus aan te neem, en dan gereed sal wees deur die Heilige Gees, wat in ons werk, buitentoe, sodat U verheerlik sal word. Baie dankie, Vader, seën ons nou, hou ons onder U kosbare bloed, en bereik U doel. Ons eer U, ons aanbid U, en ons gee aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding, al die lofprysing, en die volk van die Here, kom ons eer Hom. Halleluja! Amen.